Ons het hierdie afgelope Desember vakansie besluit dat ons nie ver weg gaan reis nie, maar dat ons die tuinroete gaan doen. Daar was nie regtig werkers om na die diere om te sien nie, en daarom het ons liewer maar by die huis gebly. Maar ek het weer hierdie Desember van mense gehoor wat 'n plek by 'n vakansieoord of iewers by die see bespreek het, betaal het, soontoe gery het en toe hulle daar kom, toe bestaan die plek nie eers nie. En die mense wat die plek adverteer het, is nêrens te vind nie. En ek kan my nie indink wat 'n teleurstelling dit moet wees om met opgewondenheid te begin ry. Hierdie reis aan te pak met goeie vooruitsigte en dan as jy by jou eindbestemming kom, dan word jy teleurgestel nie. Ek dink dit was seker 'n soortgelyke gevoel wat die Ethiopiese amptenaar gehad het in Handelinge 8 waarvan ons lees wat op pad terug is nadat hy Jerusalem besoek het vanuit Ethiopië. Hy het juist soontoe gereis omdat iets van die God van Israel hom aangegryp het. En hy het gedink in Jerusalem gaan hy hierdie God ontmoet, want God bly mos in die tempel. Daar gekom, kon hy egter nie eers by die tempel ingaan nie, hy moes by die hekke aanbid, omdat hy 'n onrein, ontmande vreemdeling was. En hy het onverrigter sake begin teruggaan Ethiopië toe. En toe op 'n stil pad in die woestyn, naby Gaza, ontmoet God hom. Want God was hom een voor. God het hom vooruit gegaan. God het vir Filippus gestuur om hom langs die pad te ontmoet. En daar hoor hy die evangelie van Jesus Christus wat sonder grense is. En skielik is dit asof die Ethiopiër sy hele ingesteldheid verander. Hy is nog steeds presies op pad na dieselfde plek toe. Sy bestemming het dieselfde gebly, maar sy stemming het verander. Ons lees in Handelinge 8, hy het sy reis met blydskap voortgesit. Ja, hy is Jerusalem toe, sonder om God daar te vind. Maar God het hom kom soek en hom gevind. God het eintlik langs die pad al vir hom gewag. Sy goeie vooruitsigte, sy stemming word nou nie meer bepaal deur sy bestemming nie, maar dit word bepaal deur saam met wie hy nou op pad is. En ek en jy laat dikwels toe dat ons bestemming ons stemming bepaal. Daar's 'n Engelse spreekwoord wat sê, it's about the journey, not the destination. Met ander woorde, jou reis is belangriker as jou eindbestemming. Nou ek wil daarvan verskil en sê, nee, dit gaan nie oor jou eindbestemming of selfs oor jou reis nie, maar oor jou reisgenoot. Want hy bepaal uiteindelik jou vooruitsig. Nee, hy is jou vooruitsig. Mag dit ook jou vooruitsig in hierdie jaar wees, om die wete in jou te hê, dat jy 'n reisgenoot het. 'n Reisgenoot wat elke tree saam met jou gee. Kom ons gaan luister nou na die gedig. Ek wil naby aan U wees. Dit is die plek waar ek hoor. Soms dink ek met heimwee terug aan my dae as 'n kind. Toe ek nog soos 'n kind kon glo en U in elke ster kon vind. Ek kan nog steeds die tyd onthou, sonder kommer, sonder vrees, toe ek geglo het, as ek soet is, sal alles maklik wees. Maar dan onthou ek daardie keer, toe ek so wreed ontnugterd was. Toe ek gedink het, U is weg, en in die donker rond moes tas. Ek onthou nog toe ek bang was, geglo het ek's alleen. Toe ek siek of hartseer was, waar is my God dan heen? In die reis van my lewe was daar liefde, daar was leed. Ek onthou partykeer dinge terwyl ek ander gou vergeet. As my gedagtes dan vandag
my in die steek wil laat? Herinner my dan gou, my God, aan u spore op my lewenspad. U was daar voor ek hier was, my saamgevleg in moederskoot, en selfs al het ek u geval, bly u my reisgenoot. Ek kyk vooruit en terug en op, en onder en dan rondom my, en wat ek sien, sal my laat uitsien, 'n vooruitsig van u dig by my. En u tel my op en laat my nooit weer